Dis week 39 van die goeie boek. Dis Desember maand al en ons is aan die einde van 'n lang pad van saamloop waarin ek hoop en bid en vertrou dat die woorde wat Jesus aan die einde van Matteus 28 gesê het, nie net om disippels te gaan maak nie, maar leer hulle alles wat ek aan julle gegee het om aangehoorsaam te wees. Ons het vir jou die hele pakket gegee, ons sluit dit volgende week af. Maar dis wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees en om hom te leer ken van Genesis tot Openbaring. Mag jy nou vir die eerste keer dalk in jou lewe 'n meta-narratief verstaan van die Bybel hê. Wat beteken dat jy die groter prentjie van God en die mens 'n klein bietjie beter verstaan deur sy seun Jesus Christus. So gepraat van Jesus, ons kyk nou in hierdie week na sy broer, sy halfbroer. So hoe dit gewerk het is dat Josef en Maria het later nog 'n seun gehad wat sy naam Jakobus was, wat dan uit die aard van die saak die halfbroer besmoontlik van Jesus kon gewees het. Nou ek wil saam met jou vir 'n oomblik of twee net stil staan by wat dit beteken om iemand in die familie te disipel. Ek dink baie daaroor, want ek dink is belangrik om te weet dat, ja, ons weet om disipels te gaan maak van alle nasies. Jy hoor by Morletta Kerk, gesels ons gereeld daaraan. Ons moedig jou aan, maak disipels. Kyk wie is die mense met wie die Here jou in 'n diep verhouding geplaas het. Maar moenie afskeep die natuurlike bloedverhoudinge wat jy het, wat reeds bestaan en waar die Here vir jou guns gegee het om saam met 'n broer of 'n suster of 'n familielid Jesus te ontdek nie. Ek dink nie dit is per toeval dat Jakobus so naby aan Jesus geleef het nie. Ek dink ook nie ons moet dit sien as per toevallig dat nadat Jesus gesterf het, Jakobus op die einde van die dag die hele proses verstaan het van wat Jesus gedoen het. Selfs terwyl hulle broers, halfbroers hier op aarde was, het Jakobus definitief nie alles van sy broer verstaan nie. Maar na die tyd was hy een van die sterkste geestelike leiers in die vroeë kerkbediening. Hy het die vermoë gehad, of hy het die verantwoordelikheid gehad, om die hele groot megagemeente van Jerusalem te moes lei. Dit was 'n geweldige groot rol, omdat hierdie die kerk was waarheen almal toe moes opgekyk het. Jakobus is 'n merkwaardige man. Dis iemand wat Jesus goed geleer ken het. En wat het hy geleer uit Jesus? Jakobus se boek vertel vir ons dit, waarvan een van die belangrikste goed is, dat geloof sonder dade is eintlik maar net 'n klomp bogpraatjies. Ek's bekommerd baie keer oor kerkwees, dat dit vir ons lekker is om geloof sonder dade te pleeg. Jy sien, is maklik om in die kerk te kom sit, dis 'n baie gemaklike plek om ook te sit, die stoele is redelik sag, die spons is al ingesit, die airconditioning hardloop saggies oor jou lyf, so jy's gemaklik in dit wat jy hoor. En dit maak dat jy 'n baie gemaklike volgeling van Jesus ook kan wees, terwyl Jakobus eintlik sê die praatwerk, selfs van die predikante, is bitter min werd, tensy ons vir die wêreld gaan wys wat dit beteken om nou in dade oor te gaan. En dade vra van my en van jou om prakties te gaan doen dit wat ons gehoor het. Nou dis die maklike gedeelte. Ek kan duisende mense in 'n kerkdiens kry om van hulle die volgende oggend te vra om saam met my te bid, gaan ek 10% kry. Ons het altyd die verantwoordelikheid om mekaar aan te moedig en uit te daag om te sê, hoe vat ons woorde en ons gesit dit om in dade. Jakobus was 'n reguitskieter, 'n straight shooter. Hy het hard met die gemeente gepraat, want hy het ervaring gehad van hierdie Jesus figuur, wat in sy lewe groot rol gespeel het, en wat ook dan nou in my en jou lewe 'n groot rol kan speel. Jakobus sluit hierdie pragtige brief van hom af en hy herinner ons aan weer eens die praktiese uitleef van die geloof, spesifiek na weeskinders en weduwees toe. En die laaste tyd in my eie lewe het dit so 'n belangrike rol gespeel om te weet hoeveel weduwees en weeskinders in ons stelsel is, in ons ekosisteem is, en daai mense het 'n ons het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle, wat ek jou wil uitdaag en aanmoedig. Kom ons vat dit nie ligtelik op nie. Kom ons gaan nie ligtelik om met dit wat die Here aan ons toevertrou het nie. Ek wil vra dat jy sensitief sal leef ook as jy huisgesiene sien waar 'n pa besig is. Ons weet in die konteks van Suid-Afrika is daar minder as 50% van kinders wat 'n pa op die geboortesertifikaat skryf. Geliefdes, sien jy dat ons besig is om hier in die afgronde in onsself te stuur, as ons nie daadwerklik, hoor weer eens my woord, daadwerklik
iets hieraan gaan doen nie. Dis waarheen geloof ons oproep, om te sê, hoe kyk ons agter die weduwees? Hoe kyk ons na die weeskinders? Selfs kinders wat dalk 'n biologiese pa het, maar nie 'n geestelike pa het nie. Ek dink die kerk is die ideale spasie vir my en vir jou om geestelike weeskinders en regte weeskinders op te hef en seker te maak, daar word na elkeen se behoeftes voorsien. Mag jy in jou kring en die mense saam met wie jy die lewe doen, boeties, sissies, familie, mag julle gaan kyk waar's daar raakplekke met mense wat nie die voorsienigheid van 'n goeie pa het, soos wat ons hom leer ken het in die goeie boek nie. Dankie vir die saam reis, dankie vir die tyd saam in die goeie boek. Mag Jakobus se storie in hierdie brief wat hy geskryf het, jou inspireer tot hierdie nuwe lewe wat jy gaan uitleef binnekant die storie van Jesus se storie.